Goeiedag en baie welkom. As ek begin, dan groet ek julle in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning, ons verlosser. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, die Here Jesus Christus en sy kosbare Heilige Gees. Amen. Dankie Here. Dit is Vrydag, die goeie Vrydag, die 15de Nisan, het lyk soos 5 wat daar staan, maar as jy kyk, hoe in die kant steek so enetjie halfpad uit. Dit is 15 Nisan en 2026 jaar gelede was hierdie die goeie Vrydag, die offerdag, die dag waar die Here ons sondeskuld betaal het. Here, dankie as gevolg van U en die sondeskuld. Dankie Here, as gevolg van U is ons vandag gered. Ja, ons glo ook en alles, maar Here, dankzij U staan ons hier vandag. Dankie Here, wat het U vir ons gedoen op hierdie 15de Nisan, daardie Vrydag. Ja, vir baie mense vanuit 'n sielsvlak uit is dit 'n donker, bitter dag. Here, vir ons is dit 'n goeie, opgewonde dag. Dankie Here. Kom ons sluit net die oë. Ons gaan nou die pad loop wat het op daardie Vrydag gebreek, maar kom ons sluit net die oë. Vader, ons kom in die wonderlike naam van Jesus. Ons dank U vandag. Ons is opgewonde, Here, en ons is dankbaar. Here, ons kan nie regtig besef, ons kan nie verstaan, hoe kan U dit, hoeveel liefde kan U gehad het vir ons nie, om al hierdie vernedering en hierdie pyn en Here, om dit alles deur te gegaan het, sodat ons gered kan word. Sodat ons, Here, U kinders genoem kan word. Sodat ons hierdie offer van U kan ontvang het. Ons dank U in Jesus naam. En soos wat U gebid het, Here, gister, wat ons gelees het, Here, was dit eergisteraand, wat U gebid het, sover dit moontlik is, Here, laat hierdie beker, het U gebid, Jesus, laat hierdie beker verby my gaan, maar nogtans U wil. En so wil ek vanoggend bid, Here, met nuwe moed, nuwe krag, nuwe hoop. Here, sover dit is in U wil vir my lewe, laat die volgende gebeur. Dit wat ons voorbid. Sover dit in U wil is, laat dit gebeur. Nogtans, Here, dit is wat ons sien, wat die uitweg hiervoor is, Here, vir hierdie verhoudingssituasie, vir hierdie werksituasie, vir, het maak nie saak nie. Dit is wat ons, sover wat ons kan sien, kan dink. Maar Here, sover dit in U wil is, laat U wil geskied met my, in my situasie. En dankie dat ons in herinnering kan bring vanoggend, Here, wat ons nie kan verstaan nie. Gee vir ons 'n heilige, geestelike begrip van wat U werklik vir ons gedoen het in Jesus naam, en spreek met ons. Amen. Dit is die 15de Nisan, waar sy goeie Vrydag, en ons stap, ek dink dit is hier by die 9 of die 10de dag wat ons besig is, en ja, ons was gisteraand, het ons geëindig
by waar het ons gisteraand geëindig? Ja, Petrus wat vir Jesus kom met 'n kus verloon, met 'n soen. Judas. Ag, Judas, skus man, ja, Judas. En om ongeveer 6:00 die oggend, dit is vanoggend 6:00, word 'n tweede verhoor deur die Sanhedrin, dit is die Joodse Raad, vir Jesus gehou. Wanneer ons dit so lees deur die Bybel, dan besef ons nie hier was 'n tweede verhoor nie. En dit bevestig net dat hierdie is nie 'n storie nie, hierdie is die werklikheid. Alles wat hier gebeur het was korrek volgens die Joodse kultuur, die Joodse wet, alles. Want die Joodse wet word jy nie net 1 keer verhoor nie, jy moet 2 keer verhoor word en 2 keer skuldig bevind word. Dus daarom, om 6:00 die oggend word Jesus na 'n volgende ou toe geneem. Nou gaan hulle 'n stap hoër. Gaan hy na hierdie ou toe. Nou wie is hierdie ou wat Jesus sit so ewe breed? Dit is Pontius Pilatus, die Romeinse gouverneur van die Judasstreek. En hulle vat hom na hom toe vir 'n strafoplegging. Dit is in Matteus 27 vers 1 en 2, Markus hoofstuk 15 vers 1, Lukas 22 vers 66 tot by Lukas die volgende hoofstuk 23 vers 1 en Johannes 18 vers 28. Dan by Pontius Pilatus gekom, hy vra vir Jesus of hy die koning van die Jode is. Waarop Jesus antwoord dat sy koninkryk nie van hierdie wêreld is nie en dat hy na die wêreld gekom het om van die waarheid te getuig. Dan gebeur iets baie interessant. Pontius bevind geen skuld in Jesus nie, geen skuldigheid. Hy sê daar is niks, so dit wat hy sê, kan hy hom op skuldig bevind nie. Terwyl hy by Pontius Pilatus is, kom Judas, sal ons dink, tot sy sinne. En Judas gaan en hy het berou en hy neem die geld, die 30 sikkel silwer, terug na die hoëpriester, na Caiaphas, daar staan hy. En Judas sê, hoor sy woorde, hy het onskuldige bloed verraai. Dan laat sy skuldgevoel hom selfmoord pleeg. Dit is 'n baie hartseer gedeelte. Baie mense sal sê, ja, maar hy het daarom daarso berou gehad. Ja, hy het berou gehad maar by die verkeerde mense. Hy moes by Jesus berou gaan het, dan sou hy nie selfmoord gepleeg het nie. Jesus sou hom dieselfde behandel het as die man aan die kruis, wat hy voorgesê het, vandag sal jy saam met my aan die paradys wees. Dan, die hoëpriester het die geld gevat, en hulle het net vir hom gesê, maar sorry, dis gedoen. En hy koop toe 'n stuk grond van die pottebakker, en ek het 'n foto, prys die Here, 'n foto gekry van die gebied, die grond wat hy gekoop het. En dit is daardie gedeelte, waar in die sirkeltjie in Jerusalem. Daardie gedeelte word toe die begrafplaas vir vreemdelinge, en word ook genoem bloedgrond.
staan in Matteus 27 vers 3 tot 10 en Handelinge hoofstuk 1 vers 15 tot 19. Terug by Pilatus. Pilatus stuur vir Jesus na 'n volgende ou, nog 'n ou wat daar ewe breed sit as hy die wêreld besit. Hy stuur hom toe na Herodes, die koning oor Juda, sodat hy Jesus kan oordeel. Terwyl Jesus dan daar by Herodes is, dan bespot die soldate Jesus. Dan gebeur dit. Hulle bespot Jesus. Hulle trek vir hom 'n blink kleed aan. Hulle het Jesus aan en uitgetrek en tekeer gegaan met hom, regtige bespotting gemaak. Hulle het, ons mis dit baie in die gedeelte, in die skrif, ons lees dit mis. Hulle het vir Jesus 'n blink kleed aangetrek. En Herodes ondervra hom ook en hy kry ook geen skuld in Jesus nie. En stuur hom terug na Pilatus en sê, onskuldig, ek kry geen skuld en hoe doen jy dit? So nie een van hulle wou hom 'n straf oplê nie. Dit lees ons Lukas 23 vers 6 tot 12. Dan is Jesus terug by Pilatus en Pilatus moet 'n besluit maak. Want hier die Jode en die Joodse raad en die hoofpriesters en al hierdie, hulle sit toe nou bietjie, goeie Afrikaans, hulle sit pressure op hom. En hy besluit om Jesus te laat gesel. Dit is om hom 39 houe te gee. En daarna vry te laat, want wat hy sien geen skuld in hom nie. Niks vir 'n doodstraf in elk geval nie. Nie eers vir 'n pak om gegesel te word nie. Maar hy moet iets doen, want hy kan sien hierdie Jode raak nou raak hulle opgewonde, hulle raak nou opstroppelus hierso. En hy sê, gesel hom, daarna sal ons hom vrylaat. So, toe gaan Jesus en hulle gesel hom. Hierso is 'n goeie illustrasie. Jesus vasgemaak en hulle slat hom. Jy kan sien hierso hierdie ou slat met alle geweld. En nadat maar hierdie is nie goed genoeg vir die Jode nie. Nadat Jesus gegesel is, wil die Jode hom dood hê en verkies. Hulle sê, hoor hierso, maar op hierdie dag dan laat julle iemand vry van ons keuse. En hulle kies dan dat Barabbas vrygelaat word. En daar eers toe sê Paulus dat hy sy hande in onskuld aan die bloed van 'n regverdige Jesus was. Ons het hierdie Judas sê, die prentjie wat ons gewoonlik het is dat hy eers sy hande gewas het en toe gesê het gaan slaan hom. Hy het nadat hy geslaan is en hulle wil toe nog steeds hom dood hê, toe was hy sy hande in onskuld. En die Jode antwoord daarop, hoor wat antwoord hulle. Dit is, laat my baie keer dink, Here, is dit hoekom het so met hulle gaan soos wat dit gaan? Hulle het uitgeroep, sy bloed, laat sy bloed op ons kinders kom. Matteus 27 vers 15 tot 30, Markus 15 vers 6 tot 19, Lukas 23 vers 13 tot 25, Johannes 18 vers 39 tot Johannes 19, die volgende hoofstuk, vers 16. Dan, nadat hulle gekies het,
daarso hulle kies Barabbas of Jesus en hulle sê Barabbas. So iemand kry dan die doodstraf en iemand word vrygelaat. En nadat Jesus dan die doodstraf ontvang, dan sit die soldate 'n doringkroon op sy kop en trek vir hom 'n purperkleed aan. Trek hulle die silwerkleed uit by die hy is mos die koning, nou is hy nie meer die koning nie, nou is hy misdadiger. Hulle trek toe vir hom 'n purperkleed aan en begelei hom na Golgotha. Daarso het ek 'n illustrasie. Daai gedeelte lyk nou nie so mooi nie, maar is omdat ek die gesig uitgehaal het. Maar daar is dit. Doringkroon op die kop en hulle begelei hom na Golgotha om gekruisig te word. Op pad na Golgotha, dan sak Jesus in mekaar. As jy dink, dit is nou al 2 dae wat hy wakker is, wat hy nog nie geëet het nie, nog nie iets gedrink het nie, wat hy gemartel is, wat hy heen en weer gestuur is, en hy sak in mekaar. En dan gebeur dit. Wat gebeur hierso? Hierdie is die perfekte illustrasie. Daar kom 'n man met die naam van Simon, hy is van Sirene. En sy seuns, net vir interessantheid, sy seuns Alexander en Rufus het gelowig geraak en hulle het die kerk in Noord-Afrika in Ethiopië gestig. Right. Hy kom toe, Simon van Sirene, en hy dra Jesus se kruis verder. Nou gaan jy sê, maar daar is nie 'n kruis nie, dit is net 'n balk. Dit is presies wat Jesus gedra het. Dit is sy kruis, het so gelyk. Dit was nie 'n kruis met 'n lang ding nie. Die lang paal was daar waar hy gegaan het. Hierdie ene het 'n gat daar so in die middel en hulle het hom daar ingeslit en hom vasgemaak aan die lang paal. Oor hierdie Simon wat Jesus se kruis dra, verder kan jy lees in Matteus 27 vers 31 tot 34, Markus 15 vers 20 tot 23, Lukas 23 vers 26 tot 32 en Johannes 19 vers 17. Dan word dit hier tussen 9 uur en 12 uur die dag. Hier in die tyd wat ons nou hier in staan, in hierdie tyd. Dan word Jesus tussen 9 en 12 gekruisig. Sien jy, daar so het hulle die twee aan mekaar vasgesit en hy word vasgekruisig, vasgehamer aan die kruis. En Jesus roep uit, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Met al die mag en al die krag en autoriteit wat Jesus het, kon hy hulle daar vervloek het en hulle enige iets aangedoen het. Maar hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hy doen, wat hulle doen nie. Dan aan die kruis wil ek hierdie illustrasie gee, want dit was groot wat aan die kruis gebeur het. Aan die kruis, hier het ek man, dit is 'n illustrasie vir die man wat langs hom was. Die een misdadiger, Jesus red die een misdadiger, wie die ander ene bestraf en vra dat Jesus aan hom moet dink wanneer hy in die koninkryk kom en Jesus verseker hom dat hy saam met hom
vandag in die paradys sal wees. Dit was hierdie illustrasie, dit was boef, dit was 'n groot gebeurtenis daar aan die kruis. In dieselfde tyd ook vertroos Jesus ook die vroue vanaf die kruis. En hy sê vir Maria en vir Johannes, vrou, daar is u seun, en hy sê vir Johannes, daar is u moeder. Matteus 27:35 tot 44, Markus 15:24 tot 32, Lukas 23:33 tot 43 en Johannes 19 vers 18 tot 27. Dan sterf Jesus en dit word donker. Jy sê, maar ek sien niks nie, dit is presies, jy moes niks nie, daar is net 3 kruise en dit is donker. Dit word donker en Jesus roep uit, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het u my verlaat? En daar kom duisternis, nag, regtige nag, vanaf 12 uur die middag tot 3 uur die middag. En die Romeinse offisier wat daar so sit, sê, waarlik, hy was die seun van God. Matteus 27:45 tot 56, Markus 15:33 tot 41, Lukas 23 vers 44 tot 49, Johannes 19 vers 28 tot 30. Dan word dit weer lig en om 6 uur, van 3 uur tot 6 uur is dit weer lig en om 6 uur word daar gekyk, is hy al dood en daar word 'n spies in Jesus se sy gesteek. Daar so 'n spies word in sy sy gesteek en daar sal kom uit bloed, rooi en die wit is water. Wat bevestig dat Jesus dood is. Dan kom na so 2 mense, Josef van Arimatea. Eers gaan Josef van Arimatea en hy gaan vra. Hy gaan vra vir Pilatus dat Jesus se liggaam afgegee word om begrawe te word. En die meeste van ons onthou maar net van Josef van Arimatea het Jesus toe begrawe. Maar as jy mooi gaan lees, is daar 2 mense. 2 mense haal Jesus van die kruis af. Daar is 'n baie goeie illustrasie. Daar is die Romeinse wag en hierso daar is Jesus wat afgehaal word van die kruis af en daar is 1, 2 mense. Die ander een, wie is die ander een? Is Nikodemus. Josef en Nikodemus haal Jesus se liggaam van die kruis af en draai dit in doeke toe. En hulle draai hom in doeke toe en hulle begrawe hom in 'n graf wat Josef 'n nuwe graf wat Jesus gekoop het, so nie 'n gebruikte graf wat iemand al in begrawe was nie. As hulle Jesus toedraai, dan is daar ook in die Bybel dat die vrouens het toegekyk. Matteus 27 vers 57 tot 61, Markus 15:42 tot 47, Lukas 23:50 tot 56 en Johannes 19:31 tot 42. Nou,
Dit is wat gebeur het op hierdie dag. En, Here, as ons net 'n bietjie stil raak en daaraan dink, die soldate het U Jesus gespot as die koning van die Jode. Maar ons staan vanoggend hier en ons eerbiedig vandag U as die enigste ware koning, die koning van vergifnis, die koning van lewe, die seun van God, en bring in herinnering U opdrag om U liefdesoffer van redding en ewige lewe vir elkeen wat in hom glo en sy liggaam en bloed bely met die brood en die beker te bely. En danksy Jesus, danksy U offer en oorwinning oor die dood, het U teruggekeer na die hemel. As U nie gesterwe het nie, en nie uit die doodheid opgestaan het sondig nie, sou U nooit terugkeer na die hemel toe nie, en sou daar vir ons, vir my en vir jou, geen kans gewees het op enige redding nie, op enige lewe nie. Dan was hierdie lewetjie wat ons hier op die aarde lei, sou ons begin en einde gewees het. Dankie Here, danksy U is ons gered. Danksy U vernedering, U dood, Here, dit wat U deurgegaan het, is daar vir ons genesing. Danksy U is daar vir ons redding, is daar vir ons ewige lewe. Danksy U dood en opstanding, is U in die hemel vandag en doen U voorspraak vir U kinders by die Vader. Wanneer, waar, hoe werk dit? Kom ek verduidelik gou net so kort, ek gaan dit nie baie lank maak nie. Maar weet jy, dit beteken elke keer wat ons oortree, dit staan dit in die Bybel, dan kla Satan ons by God aan en eis die ewige dood, want ons het gesondig. En dan sê hy, die loon van die sonde is die dood, hulle moet die ewige dood kry. Dan kom Jesus, hy is die voorspraak. Die Griekse woord wat daar gebruik word is die advokaat. En dan tree Jesus in vir ons. En dan sê hy vir God, hy herinner ons. Wat doen 'n advokaat? 'n Advokaat voer nie 'n saak aan vir verligting nie, vir straf maar verligting nie. Nee, 'n advokaat beklei vir jou onskuld. En Jesus beklei vir ons onskuld in die hemel, en hy tree in by die Vader en hy sê, hierdie oortreding is klaar betaal. Dis wat hy eintlik doen. Dan sê hy, Vader, hierdie oortreding het ek betaal, dit is klaar betaal. Daar kan nie 2 keer vir dieselfde oortreding betaal word nie. Wow. Hy sê dat ons is klaar deur sy bloed vrygespreek. En dit is wat ons vandag, Here, op hierdie wonderlike dag gaan bely. Dat deur U bloed, die beker en U liggaam is ons klaar vrygespreek, is ons skuld klaar
betaal. Ons hoef nie te vrees nie dat ons weer dit sal moet betaal nie. Dit maak dit nou ook nie, ook nou kan ek doen wat ek wil nie, want dit is klaar betaal nie, en ek hoef nie, die Here sê ook, daar is 'n res van die woord ook, wat ons ook moet nakom, wat die Here sê, vlug weg van die sonde, die sonde, en al daardie, ons moet dit alles nakom ook, maar verwaar ons is nog steeds mense hier op die aarde, Here, en ons is nog steeds swak, en ons maak nog steeds foute, en ons gly nog steeds, maar U is in die hemel, en U sê, ek het betaal, met my liggaam, en met my bloed, het ek hulle gered, klaar betaal. Dit is wat gered beteken. Die Here het my sonde skuld betaal. Die straf wat ek moet kry. Dit is klaar betaal. Ek het dit betaal. Die Here sê dit vir ons in die hemel, vir die Vader. Ekskuus, en dit is wat ons vanoggend gaan vier en bely. Here, in Jesus naam. As jy 'n broodjie het, vat jy broodjie, vat jou bekertjie, en ons sê, dankie Here, dat U, ons vat vanoggend eers die broodjie maar, dankie dat U liggaam, al hierdie straf geverduur het, en met elke hou van daardie geeseling, daardie 39 houe, Here, het U elke een vir my gevat, sodat ek dit nie hoef deur te gaan nie. Dankie, en dat ek aan hierdie liggaam van U, Here, behoort, dat ek deel is van hierdie liggaam. Dankie vir U liggaam. Die het ook gesê dat ons die beker moet vat en sy bloed moet bely. Here, dankie. Deur U kosbare bloed wat gevloei het, is ons gered. Here, ons het niks van ons kant af gedoen nie. Ons probeer maar nog om te glo. Ons is nie gered omdat ons geglo het nie. Ons is gered, Here, omdat U vir ons betaal het. En Here, dit is baie keer moeilik om dit te glo, maar dankie dat U dit gedoen het. Dankie dat U my sonde afgewas het, my met U bloed vernuwe het tot 'n weergebore skepsel, 'n weergebore mens wat aan U behoort en met U in die hemel verenig sal word. Dankie, dankie, dankie vir U bloed. Dankie Here. Dit was die 15de Nisan. Môre is die 16de Nisan, maar nou gaan ons na 11 toe. Ja, ons het die 10 dae saamgeloop wat Jesus geloop het op die 11de dag. Daar toch nog iets gebeur, en op die 12de dag, Sondag, was die opstanding. Wow, ons gaan die pad end uitloop. Dankie Here, dankie vir U genade. Dankie, kom ons maak die oor toe, sê vir die Here dankie, praat jy met die Here en sê vir die Here dankie. Vader in Jesus naam, dankie, dankie vir hierdie voorreg wat ons gehad het, Here, om in U genade hierdie in 'n illustrasie te U pad toe kon saamloop, Here, dat ons en na elke punt kon gekyk het en elke ding wat gebeur het. Here, dit laat ons net besef
wat het U vir ons deurgemaak, dat U ons gered het. Here, dat ons gered is, nie net omdat U gespreek het nie. U kon in die hemel gesit het en U kon dit anders gedoen het in U almag, maar U het dit verkies om dit my oortredinge, my sonde op U te neem en my straf te vat. Here, as ek hierso vandag eerlik is en stil raak, dan besef ek, dit is ek. Ek moes hierdie houe gevat het. Ek moes so gekruisig geword het, want dit is die straf van sonde gewees. En U was sondeloos, maar U het dit op U self geneem. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade, dankie vir U bloed, en dankie Here, dat ek deur U gered is. Dankie, Here, lei my met U Gees verder, vul my met U Gees, maak my vol met U Gees, Here, en in 'n dankbare skepsel, Here, wat nie net uit dankbaarheid nie, maar uit eer en bewondering en uit, Here, 'n heilige eerbied aan U, Here, my lewe aan U wy. Dankie, dankie Jesus, vir U sterwe op hierdie dag. Dankie vir my sondeskuld, wat op hierdie dag betaal was. Op die 15de Nisan. Ek het tot 'n datum, wanneer my sondeskuld betaal is, prys U heilige naam. Dankie Jesus, dankie Vader, dankie Heilige Gees. Amen en amen. Tot môre, wanneer ons môre middag 5:00 sal ons kyk nou wat het op die Saterdag gebeur. Op Saterdag het daar nie baie gebeur nie, maar daar het tog iets gebeur. Ons sal môre kyk wat het dan gebeur. En dan Sondagoggend, dieselfde tyd, ook 10:00 die oggend, dan sal ons die opstanding is net so groot of nog groter as die kruisiging. Jesus het opgestaan. En wat dit vir my beteken, Here, dankie, prys U naam, word verheerlik, my heilige, almagtige God, met soveel liefde, Here, om dit alles vir my te kom doen het, vir 'n mens wat U gemaak het volkome. Hoe moeilik moet dit eintlik wees as ons dink van onsself? As ek iets gemaak het volmaak en reg en dit is daar, en nou moet ek nog dit alles weer deurgaan vir dit wat ek oorspronklik volmaak gemaak het. Nee, wat, daar is nie 'n mens op die aarde wat sou volhard het daarmee nie, sou gesê, nee wat, ek mors my tyd. Here, dankie, dat U nooit gedink het, U mors U tyd met my nie. Amen. Tot môre. Ontvang die seën van die Here, en mag dit so 'n wonderlike dag vir jou bly. 'n Dag van herinnering en eerbied aan ons koning en ons redder. Yerecho geta Adonai dishmarecha, Ya'er Adonai pawanilecha, vechochonechta, Yesa Adonai pawanilecha, ve'asem lecha shalom. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai, soos daar op die kruis het sy aangesig gedraai na daai man langs hom en hom gered, en aan hom vrede gegee. Amen.
Tot môre. Geniet die Here se seën, sy redding en sy betaling.